Efesiërs en ons begin vandag regtig eers in die boek self inkom, boek van Efesiërs. Ons het laasweek ons Efesiërs begin en ons het hierdie oorsig gedoen van die boek en ons gesien dat Paulus se hoofles, dit wat ons leer is dat ons is in Christus en al die dinge waarhede wat ons het in Christus. Ons het gesien dat die eerste 3 hoofstukke fokus alles op wat waar is van ons in Christus en dan die tweede gedeelte hoofstuk 4 tot 6 fokus op hoe ons wat in Christus is dan moet leef. So ons het daai woorde wat herhaal dan wandel gesien daar en dit gee ons hierdie uitleg van die tweede gedeelte van die boek. So Efesiërs gaan oor in hom. Hoofstuk 1 tot 4 is waarheid in Christus en hoofstuk 4 tot 6 is wandel in Christus. Of ons kan sê hoofstuk 1 tot 3, ons geestelike seëninge as gevolg van ons eenheid met Christus. En hoofstuk 4 tot 6 is ons geestelike dade as gevolg van ons eenheid met Christus. So vandag begin ons dan nou kyk na die eerste gedeelte, ons geestelike seëninge as gevolg van ons eenheid met Christus. En my doel met vandag se preek is sodat jy oorweldig sal wees deur God se goedheid aan jou, sodat jy anders sal gaan leef. Ek wil hê dat jy God se liefde vir jou en God se genade vir jou, dat jy dit so duidelik sal sien, dat dit jou dring om in liefde vir God gehoorsaam te gaan wees aan hom. Om in liefde vir God te gaan leef. En ons vandag begin ons kyk na vers 3 tot vers 14. So kom ons lees die gedeelte saam. Efesiërs 4 vanaf vers 3 tot vers 14. Sê geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy vir ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir ons aan te neem, deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing, deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae wat hy in homself voorgenem het, om die volheid van die tyd te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot die lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. In wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Nou gewoonlik in Paulus se briewe, net nadat hy die inleiding gedoen het, en dit is in hierdie in vers 1 en vers 2, dan skryf hy en hy sê, ek dank God vir julle, of ek dank God oor hierdie dinge wat waar is van julle. Hy het gewoonlik hierdie dank wat hy uitspreek oor God, en dit is hier, maar dit is in vers 15 en vers 16. Jy sien nog voor Paulus by sy dankbaarheid kon uitkom, was hy so gevul gewees met hierdie wonderlike denke oor God, en wat God alles vir ons gee in Christus, dat hy homself nie kon inhou nie. Hy was op pad om dit te sê, ek dank God vir julle, maar hy was so, hierdie dinge was so in sy gedagtes, dat dit net uit hom uitgeborrel, en hy bars uit in een lang sin, oor die wonderbare goedheid vir God, wat God vir ons het in Christus. Hy is so gevul met hierdie denke, dat dit uit hom uitborrel in hierdie komplekse sin, wat amper voel soos 'n lied. Die voel amper soos 'n lied, maar tog is dit nie heeltemal afgerond soos 'n lied wat goed uitgewerk is nie.
So Paulus is oorweldig deur God se goedheid aan sy kinders, dat hy oorborrel in 'n 202 woorde lange sin. Right? Vanaf vers 3 tot vers 14 is een sin in die Grieks, en in die Grieks is dit 202 woorde lank. In die ou Afrikaans is dit 272 woorde lank, wat in Grieks kan jy actually meer sê met minder woorde, as meeste tale. 272 woorde lank in ons taal, een sin. Hierdie is sin wat iemand sê, wat net, weet, hy vloei net, dit vloei uit hom uit, hierdie denke van hom is so gevul met wie God is, en wat hy dink aan oor God, dat dit kom uit hom uit, dit vloei uit hom uit, hierdie waarheid, en hy skryf hierdie sin, wat net so, weet, amper oralste heen gaan, al hierdie dinge insluit. En daar's duidelike struktuur hierso, daar's duidelike struktuur, en tog is daar plekke in hierdie, omdat hy dit net so, hy's besig om dit wat sy kop is net te sê, en dit uit te spreek, en God te loof en prys daarvoor. Daar's plekke wat jy is nie seker, gaan hierdie stukkie, met die stukkie voor dit, of met die stukkie na dit nie. Okay, want is een lang, komplekse sin hierdie. So hier is duidelik nie iemand wat gaan sit het, en gaan lang dink daaroor, en gaan 'n lied skryf het, en dit mooi afgerond het nie, maar tog, die manier waar hy dit kommunikeer, het die gevoel amper van 'n loflied, van lofprysing na God toe. Maar dit is net wat uit hom uitgevloei. Dit is soos ou wat net in die oomblik het hy al hierdie idees en gedagtes, en hy skryf hierdie ding wat jy kan sê, soos 'n lied, maar tog is dit nie 'n lied nie. Dit is nie heeltemal 'n lied nie. Het voel amper soos 'n doxology, 'n doxologie, 'n oproep tot lofprysing. 'n Doxologie soos wat jy sal vind in 1 Timoteus 1 vers 17. Hier's 'n voorbeeld daarvan, dan sal julle weet waarvan ek praat. Aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Okay, daai is doxologie. So 'n lofprysing wat jy 'n oproep maak om God te loof en te prys. En hierdie voel amper soos dit, nee, dit voel soos 'n doxologie. Maar dit is nie heeltemal dit nie, want gewoonlik is 'n doxologie bietjie korter, en gewoonlik eindig dit met 'n amen. En hierdie een is nie kort nie, en eindig nie met amen nie. So, wat is hierdie dan? Wel, Paulus sê vir ons wat hierdie is. Hy sê vir ons, hierdie is in Engels 'n eulogy. Okay, eulogy, in Afrikaans praat ons van 'n huldeblyk. Ons het hierdie idee, en is gekoppel gewoonlik aan by grafnis, dat jy 'n huldeblyk het. Okay, maar daai woord eulogy hoef nie noodwendig by 'n grafnis te wees nie. En in ander kontekste sal jy daai woord eerder vertaal 'n lofrede, of 'n eerbetoning. Dis wat hierdie is. Hierdie is 'n lofrede of 'n eerbetoning aan God. En Paulus sê hierdie is 'n eulogy, want kyk hoe begin hy daar in vers 3. Hy sê geseënd. Nou in die Grieks is daai eulogetos. Right? Dis in die selfstandige, dis 'n beskrywende woord daai, dis 'n byvoeglike naamwoord. Okay, as hy selfstandige naamwoord vorm, is dit eulogia, wat net presies die Griekse spelling is van die Engelse woord eulogy. Dit is dieselfde woord. Okay, daai Griekse woord het net so oorgekom in Latyn en in Grieks in. Okay. So Paulus gebruik hierdie woord, geseënd. En hy gebruik hierdie woord, hierdie stamwoorde 3 keer in hierdie sin. En in die ou vertaling kan jy dit duidelik sien, maar in soos die 2020 kan jy dit nie sien, alhoewel die 2020 ook goed vertaal is. So kyk dan na vers 3. Hy sê geseënd, eulogetos, is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het, eulogia, eulogio, met alle geestelike seëninge, eulogia, in die hemel in Christus. En hy gebruik so al die verskillende tipe, vorme van hierdie woord. Right? In hierdie een sin, om vir ons te sê, dit is waaroor hierdie gaan. Okay? Dit is 'n eulogy. Maar wat beteken eulogy? Wat beteken daai woord in die Grieks? Wat beteken geseënd is God die Vader van ons Here Jesus Christus? Wat bedoel Paulus as hy dit skryf? Nou die Griekse woord bestaan uit 2 dele. Okay? Om goed en te praat. Okay, om goed te praat. So saam letterlik, so jy sê, dit is om goed te praat van iemand. Of om iemand te prys. Dis 'n ander manier om dit te sê, iemand te prys. Paulus sê God is, en hierso sit 'n byvoeglike naamwoord, hy sê dit is, God is prysingswaardig, of soos hy 2020 het baie mooi vertaal het,
lofwaardig is God. Lofwaardig. So ons opskrif vir die hele gedeelte, vers 3 tot 14, is 'n lofuitbarsting tot God drie-enig vir ons geestelike seëninge. En ons kan dit ook amper opsom om net te sê, heel aan die einde, tot lof van sy heerlikheid. Dis waaroor hierdie alles gaan, tot lof van sy heerlikheid. Hier is 'n lofuitbarsting tot God drie-enig vir ons geestelike seëninge. Kyk nou verder na vers 3. Hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. So God is die God en hy is die Vader van Jesus Christus. Nou ons verstaan redelik maklik hoe God die Vader is van Jesus, want Jesus is die Seun in die drie-eenheid en God is die Vader in die drie-eenheid. Maar hoe is God of die Vader, hoe is hy God van Jesus? Dis wat hierdie sê, hy is God en hy is Vader van Jesus. Hoe is hy God van Jesus? Wel, in Jesus se menslikheid het hy opgetree, gefunksioneer na sy Vader toe as 'n Vader met tye, maar met tye ook as God, as sy God. Hy het die Vader gesien as sy Vader en ook as sy God, en ons ken daai baie bekende woorde op die kruis wat Christus uitroep, my God, waarom het U my verlaat? So ons sien in Jesus se menslikheid dat hy funksioneer ten opsigte van sy Vader as 'n Vader en ook as sy God in sy menslikheid spesifiek. Okay, so ons sien hierso, eerstens, dat die Vader is lofwaardig. Daar's 'n fokus op die Vader. Nou kyk nou, word Jesus beskryf hierso. Hy is geseënd, is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Daar is 4 waarhede in daai 4 woorde. Okay, 4 goed wat dit vir ons sê. Eerstens, hy is ons Here. Okay, daar is 'n persoonlike verhouding tussen Jesus as die Here en ons. Daar's 'n persoonlike verhouding, hy is ons Here. Dan is hy Here. Hy is Kurios, hy is meester. Wat beteken ons is doulos. Ons is slawe. Dis deel van ons verhouding. Hy is ons Here, ons is slawe, ons is gehoorsaam aan hom. Ons is onderdanig aan hom. Hy is ons Here. En dan sê dit hy is Here Jesus. Daai is sy naam. En hy is Jesus Christus. Daai is sy titel. Hy is die Messias, hy is die Christus. Christus is net die Griekse manier om die woord Messias te sê. So hy is die Messias, hy is die Christus. Hy is die beloofde een wat redding bring. So hy is ons Here Jesus Christus. So ons sien die Vader in hierdie sin, in hierdie opsomming, heel in die begin, en ons sien die Seun. Ons sien vir Jesus in hierdie vers. So God moet geseën word, en God moet goed van gepraat word, hy moet 'n eulogy moet vir hom gegee word, hy moet geloof en geprys word, maar hoekom? Hoekom? Kyk wat sê die vers. Sy geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. En kom ons kyk wat daai alles beteken. Wat ons geseën het. Hier is dieselfde stamwoord as daai woord waarmee die vers begin. Okay? So daar's seëning, soos net soos seën God, nou seën God ons. Maar wanneer God ons seën en wanneer ons God seën, werk dit nie presies dieselfde nie. Okay, en hierdie is belangrik. Bly saam met my. Okay, luister mooi. Soos Alexander McLaren mooi verduidelik het, God blesses us with gifts. We bless him with words. Right? Dis een verskil. God blesses us with gifts. We bless him with words. Wanneer ons God seën, wanneer ons sy lof besing, hom loof en prys, dan verander ons niks in God en ons verander niks vir God nie. Jy moet mooi verstaan. Ons verander niks in God en ons verander niks vir God nie. Dis nie asof ons God meer waardig maak nie. Dis nie asof ons hom meer heerlik maak as wat hy verheerlik is nie. Nee, God is absoluut volkome waardig reeds.
Hy is reeds absoluut verhewe. Ons beskryf net, ons verklaar net dit wat hy is. Ons sê en ons sing en ons loop hom vir wie hy is en wat hy reeds gedoen het. Ons verander hom nie. Dis wie hy reeds is. Maar wanneer God ons seën, dan verander hy basies alles in ons en alles vir ons. Ons word verander wanneer God ons seën. God wat ons seën, verander ons. Hy doen goed aan ons wat ons posisie en ons status en selfs ons natuur verander wanneer God ons seën. So ons seën hom met woorde en hy seën ons met dade en met geskenke wat ons impakteer en ons verander. Hy verander nie wanneer hy geseën word deur ons nie, maar ons verander wanneer hy ons seën. Kyk weer na die vers. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, vir wie hy is en vir wat hy gedoen het, en wat ons geseën het, en nou gaan hy ons verander, maar kyk waar dit sê, geseën het, verlede tyd. Hy het reeds hierdie gedoen, hy het reeds hierdie geskenke, hierdie seëninge vir ons gegee. Ons is reeds geseën deur hom in Christus. Van hierdie geskenke, soos byvoorbeeld ons erfdeel, gaan ons eers in die toekoms volkome kan geniet. Maar is reeds ons erfdeel. Dit behoort reeds aan ons. Maar in die toekoms gaan dit volkome geniet. So dis hoekom dit kan sê, hy het ons reeds hiermee geseën. Dit is reeds ons erfdeel, wat ons net nog moet ontvang en gaan volkome geniet. So Paulus bars uit, hy bars uit vir dit wat God reeds vir ons gedoen het in Christus. Maar wat het hy vir ons gedoen? Wat het hy vir ons gegee? Wat is hierdie seëninge? Kyk weer na die vers. Sy geseënd is die God en Vader vir ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. En sien jy daai woord alle? Alle geestelike seëninge. En dit is beter om hierdie te vertaal soos die 2020 dit het, wat ons geseën het met elke geestelike seëning. Ons kry elke geestelike seëning wat daar is. Elkeen. Almal van hulle. As jy in Jesus is daar nie 'n geestelike seëning wat mense ontvang van God wat jy nie kry nie. Jy kry hulle almal. En nou begin ons bietjie sien hoekom Paulus so uitgebars het in hierdie 202 woorde lange sin, nê? Ons kry al hierdie dinge. Daar's nie een seëning wat God vir mense gee wat ons nie kry as ons in Christus is nie. Maar wat bedoel hy sê geestelike seëninge? Wat bedoel hy as hy dit beskryf as geestelike seëning? Hoekom geestelike seëninge? Hy kommunikeer twee idees heel moontlik. Eerstens dat dit 'n seëninge wat toegepas word op ons deur die Heilige Gees. Dus geestelik, dit kom van die Gees af, dit kom deur die Gees. So Paulus het die drie-eenheid in sy denke in hierdie lofrede van hom reg deur die hele stuk. En hy so hier in hierdie vers ook. In vers 4 tot 6 fokus hy op die Vader, soos ons gaan sien in die weke wat kom. In vers 7 tot 12 fokus hy op die Seun. En in vers 13 en 14 fokus hy op die Heilige Gees. Maar reg hierso, in vers 3, het hy al reeds vir ons al drie hierdie persone, wat hy vir ons uitlig. So dis is hierdie Heilige Gees gekonnekteerde seëninge. Okay, dis waarvan hierdie praat. Dis die eerste ding wat hierdie vir ons sê. Tweedens, en dalk meer waardevol, hierdie is nie fisies, tydelik, aardse seëninge nie. Hierdie is geestelike seëninge. Mens sien, aardse kos is lekker. Maar om onsself te kan verlustig met Christus is baie beter. 'n Nuwe baadjie, nee, dis lekker om 'n nuwe baadjie te dra, maar om 'n nuwe hart te kan ontvang. Hoeveel meer belangriker is dit nie? Om 'n erfenis van jou ouers af te kan ontvang, dis waardevol, veral as daar, weet ons, goed wat jy al gedoen het in hierdie plaas of hierdie plek.
is waardevol. Maar om van God af 'n ewige erfenis te kan ontvang, dit is oneindig meer van waarde. 'n Plek by die see is gerieflik, maar 'n plek in die hemel is baie beter. Om gesond te kan wees is kosbaar, maar om 'n verheerlikte liggaam te kan hê is ver bo verdenking beter as dit. Okay? Moet dink dit beter as net gesondheid. Om 'n gemaklike lewe te kan hê, is aangenaam. Maar om vergifnis van jou sonde te kan hê, soveel meer begeerlik. Om 'n waarborg op jou kar te hê, is gerusstellend. Maar om die Heilige Gees te hê as die onderpand en die seël, dit bring absolute sekerheid. En so kan ons aangaan. Ons het elke geestelike seëning in Christus. En hulle is baie beter as dit waarvoor die vals evangelie vir health, wealth and prosperity versoek. En dit wat beloof word daarin. Hoekom sal ons dit wil hê as ons hierdie kan kry? Dis geestelike seëninge. En kyk dan na die volgende woorde daar in vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele. Hierdie sê vir ons waarvan af hierdie seëninge kom. Hulle is nie made in China nie. Hulle is nie proudly produced in South Africa nie. Okay? Hierdie kom van die hemel af. Dis hemelse geestelike seëninge. Seëninge wat net God kan gee. Dis die idee van daai woord hemel, is die plek waar God bly. Dis die punt. So dit is nie aards nie, dis nie tydelik nie, dis nie menslike seëninge nie. Nee, hier is hemelse, dis ewige, dis goddelike, dis geestelike seëninge. Dis die seëninge wat ons wil hê. Dis wat ons soek. Hierdie is die beste seëninge wat daar is. En hulle behoort almal, hulle behoort elkeen aan die persoon wat in Christus is. Kyk na die laaste woord in vers 3. Wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Ons kry die alles in Christus. Deur ons eenheid met Jesus kom elkeen van hierdie wonderlike, ewige, geestelike seëninge na ons toe. Okay, en dit is hierdie hoof fokus van Paulus. Dit is hierdie hele punt wat hy probeer maak, dat ons het hierdie dinge alles in Christus. Dis waaroor hierdie hele lange sin gaan, is in Christus. Kyk net saam met my daarna, kyk na vers 4. Soos hy ons in hom uitverkies het. So in Christus kry ons die uitverkiesing. Vers 5. Deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus. So deur Jesus Christus is daar voorbeskikking tot aanneming wat ons kry. Vers 6. Tot die lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Daai is in Jesus. So ons kry die heerlikheid van God se genade, sien ons en ervaar ons in Christus. Vers 7. In hom het ons die verlossing deur sy bloed. So ons kry verlossing, ons kry vergifnis van ons sondes in Christus. Vers 9. Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na die welbehae wat hy in homself voorgenem het, en daai is letterlik in hom, so dis heeltemal nie in die Vader nie, maar in die Seun voorgenem het. En wat hierdie vir ons is, wat ons kry, soos ons kry openbaring, ons kry hierdie kennis in Christus. Vers 10. Om die volheid van die tye te reël met die doel om alle dinge wat in die hemele, sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. So ons verstaan waantoe God se pad op plan is, en dat hy alles gaan verenig in Christus, maar dit is in Christus wat hierdie vereniging gebeur. Vers 11. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het. So ons kry hierdie ewige erfdeel in Christus, in hom. Vers 13, in wie, en daai wie verwys terug na Christus, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle geredding gehoor het, in wie julle, nadat julle geglo het, verseël is met die Heilige Gees. So in Christus
ontvang ons die Heilige Gees en word ons geseël met die Heilige Gees en het ons die onderpand, die bewys, die waarborg dat ons redding sal klaargemaak word. Alles in Christus. So al hierdie geestelike seëninge kry ons in hom. Deur ons eenheid met hom. En hierdie eerste sin, vers 3, dit is die opsomming van Paulus se 202 woorde lange sin. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Dis waaroor hierdie alles gaan. Paulus dink aan dit wat God vir ons gegee het en hy's oorweldig deur God se goedheid en dit stroom dit uit hom uit en hierdie ellelange sin waarin hy goed praat van God en waar hy God loof en prys en sy goedheid uitspreek. En ons sien hierdie is net soos pure liefde vir God. Dit is net pure liefde vir God wat hier uit hom uitkom. En hier is die punt. Hierdie is wat ons nodig het om elke dag vir God te kan leef. Kyk, hierdie is die basis van die tweede helfte van die boek. So, hierdie is die denke wat jy moet hê. Jy moet so gevul wees met sulke verhewe denke oor God as jy vir jou vrou gaan lief wees. As jy onderdanig gaan wees aan jou man, moet jy hierdie denke hê. As jy gaan rein lewe, moet jy so dink. As jy jou tyd gaan goed gebruik, moet jy God so sien. As jou kinders gaan wil grootmaak in die vrees van die Here, moet jy God so vrees. As jy ou sondes gaan aflê en jouself beklee met nuwe gehoorsaamheid, dan moet jy weet wat jy in Christus het, waarmee jy jouself moet beklee. As jy in die gemeente gaan dien en die eenheid van hierdie gemeente Houtkruis gaan bevorder, dan moet jy sien wat jy alles in Christus het en hoe ons hierdie eenheid in hom het. Ons moet hierdie beeld van God hê, want hierdie beeld van God help jou in jou alledaagse Christelike lewe, elke dag. Dis hoe ons moet dink. Hierdie is praktiese Christenskap. En ons minstukke in die Bybel wat vir ons hierdie so verhewe beeld gee van God. Ek bedoel, ons baie stukke wat vir God verhewe en God verheerlik. Maar hierdie is een van die rykstes van hulle. Dis die langste sin in die Bybel. Okay? En ons het dit nodig. Ons het nodig. Ons gaan ten minste 3 Sondae vat om deur hierdie een sin te kom. Okay? Van Paulus. Maar ons het nodig. Hierdie is die fondasie van die res van die boek. Hierdie is die goue ingang na die rykdom van Efesiërs. As jy hierdie verkeerd gekry en jy val net in die praktiese gedeeltes in, dan is jy kragteloos. Jy's nie gemotiveerd om dit te kan doen nie. Dan kom ek wys julle vir julle die uitleg van hierdie sin, die uitleg van vers 3 tot by vers 14. Daar is 'n frase wat 3 keer herhaal word. En dit wys die einde van elke afdeling. So elke keer wat jy hierdie frase sien, is die eerste afdeling klaar, en dan sien jy hom weer, is die tweede afdeling klaar, en dan sien jy weer die derde afdeling klaar. Deel ons van baie mooi op. So kyk na vers 6, sien ons hierdie frase die eerste keer. Sê tot lof van die heerlikheid van sy genade. Kyk na vers 12. Sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid. Kyk na vers 14. Want die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Daai lof van sy heerlikheid, dis die frase. Kan so hy's in vers 6, so vers 4 tot 6 is ons eerste gedeelte. Vers 7 tot 12 is ons tweede gedeelte. Vers 13 en 14 is dus ons derde gedeelte. Die eerste gedeelte, vers 4 tot 6, fokus op God die Vader. Die tweede gedeelte, 4 tot 12, 7 tot 12, fokus op die Seun, Jesus Christus. En die laaste gedeelte, vers 13 en 14, fokus op die Heilige Gees. Dis sien ons duidelik dat die 3 eenheid moet geseën word vir ons geestelike seëninge, net soos vers 3 vir ons gesê het. Ons geestelike seëninge kom deur die Vader se wil, dit kom deur Jesus se werk en dit word verseker deur die Heilige Gees in ons. So ons kan hierdie so opsom. Die Vader se wil, vers 4 tot 6. En vers 3 is basies net die inleiding. En dan die Seun se werk, vers 7 tot 12. En dan die Heilige Gees se versekering, vers
13 en 14. En vandag gaan ons net begin met die eerste ene, okay, die Vader se wil. En ons is al klaar, reeds al oor 'n halfuur besig, net om hier uit te kom, net by vers 3. En wat ons sien onder die Vader se wil, is dat die Vader se wil speel uit in uitverkiesing, dit speel uit in voorbeskikking tot aanneming, en dit is gebaseer op genade. Dit is gebaseer op genade. En elkeen van hierdie, uitverkiesing, voorbeskikking tot aanneming en genade, is van ons geestelike seëninge wat ons in Christus het. Dis deel van wat hy ons van vertel hierso. So kom ons kyk daarso na vers 4. Dit is soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om ons heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Ken, hierdie is die logiese vertrekpunt. Jy moet hierdie verstaan. Hierdie is die vereiste beginposisie vir ons om by die eindbestemming te kom van ons res van ons geestelike seëninge. Jy moet hier begin. As jy nie begin nie, dan kry jy geen van die ander geestelike seëninge nie. Dit begin alles hierso by uitverkiesing. En daarom is uitverkiesing 'n wonderlike rede om God te loof en te prys. Inteendeel in hierdie sin, nie my notas hier nie, in hierdie sin is uitverkiesing die enigste hoofwerkwoord wat nie in 'n subklaus staan nie, okay? Dis die beginpunt van hierdie alles. Uitverkiesing, as jy dit reg verstaan, behoort jou te beweeg om te groei in jou liefde vir God. Dit hoort te maak dat jy God meer wil loof en prys vir sy goedheid aan jou. En vir hom wil leef dan. Maar baie keer is uitverkiesing vir ons iets om oor te stry, of iets om te vermy, maar vir Paulus is dit iets om jouself oor te verbly. Hoe anders is Paulus se denke nie as ons denke nie. En ons wil dit of ons hou nie daarvan hierdie onderwerp nie, ons vermy dit, of ons like hierdie onderwerp en ons gaan met almal fight daaroor. Okay? Dis ons geneigtheid. Paulus is nee, die rede hiervoor is om God te loof en te prys vir sy goedheid aan ons. Dis waarvoor uitverkiesing daar is. Paulus sê lofwaardig is God. Lofwaardig is hy en rede nommer 1, die uitverkiesing. En uitverkiesing is wat God doen. Dis wat God doen. God kies uit. God kies Abraham uit om die vader van sy nasie te wees, toe hy nog 'n afgodsaanbidder was en toe die nasie net 2 mense groot was. Hy en Sara en hulle kon nie kinders kry nie. Okay? Dis wie God kies. Deuteronomium 7 vers 6 en 7. Want julle is 'n volk heilig aan die Here julle God. Jou die Here julle God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is sy eiendom te wees. Die Here het 'n welbehae aan julle gehad, omdat julle so pragtig was, omdat julle so wonderlik is, omdat julle en julle uitverkies nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke. 2 mense en hulle kan nie kinders kry nie. God kies vir Jakob bokant Esau, en as jy gaan kyk wie Jakob is, hy was ook nie so 'n goeie persoon gewees nie. God kies Israel as sy volk. God kies Juda as die stam waaruit die Messias gaan kom. God kies selfs wat se engele sou geval het saam met Satan en wat sers nie. 1 Timoteus 5 vers 21 sê dit. Ek het kruisverwysings vir al hierdie ander. Ek het hulle nie genoem nie. En dan finaal, God kies sondaars vir redding. Hy kies sondaars vir redding. Dis waaroor hierdie vers gaan. En ons sien uitverkiesing tot redding op soveel plekke in die Bybel, maar een van die duidelikste seker is in Handelinge 13. Handelinge 13 is Paulus in sy eerste sendingsreis. Hy is besig om te praat met 'n groep Jode en daar's meer en meer heidene wat bykom, so hierso's 'n klein groepie Jode en 'n groot groep heidene, en dan sê dit die volgende, Handelinge 13 vers 48. En toe die heidene dit hoor, was hulle bly en hulle het die woord van die Here geprys en daar het gelowig geword almal wat verordeneer was tot die ewige lewe. So God het gekies wie van hulle gaan die ewige lewe kry, wie van hulle gered word, en die wat hy gekies het, die het geglo. Hierdie is God wat God is. Hierdie is God wat soewerein is, wat ons 2 weke terug gesien het.
dit maak dit ook duidelik vanuit hierdie vers, dat God kies nie iemand gebaseer op hulle wat in hom gaan glo nie. Nee, die vers sê, hulle het geglo, omdat hulle verordeneer was tot die ewige lewe. So dit sê, hulle was nie verordeneer tot die ewige lewe, omdat hulle geglo het nie. Dis aan die kant om. So dit is nie dat God in sy voorsienigheid, dis wat party mense sê, vooruitgekyk het en gesien het, ek gaan hom kies nie, ek gaan in hom glo. Ja. En omdat ek in hom gaan glo, daarom kies hy my nie. Daar is so gemaak dat geredding gebaseer is op werke. God kyk, die werk wat ek gaan doen, ek gaan glo, en hy betaal my, beloon my vir daai werk. En hy kies my. Maar redding is nie deur werke nie. Redding is deur genade alleen. Hierdie vers is baie duidelik, hierdie hele sin bedoel ek is baie duidelik, veral vers 6, né? Door die lof van die heerlikheid van sy genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. So God kom in liefde en hy het genade en hy kies om sy liefde te plaas op die wat nie liefdevol is nie, die wat nie pragtig is nie, die wat nie lieflik is nie. Daar is niks goeds in iemand wat maak dat God sien daai goed in daai persoon en sê ek kies hom. Dan word ons weer gered deur dit wat ons is of dit wat ons doen. So kom ons kyk dan na hierdie vers 4, om te sien wat ons kan leer oor uitverkiesing. En basies gaan dit die res van ons tyd vandag vat. Okay, vers antwoord 3 vrae oor uitverkiesing. Wie word uitverkies? Wanneer word hulle uitverkies? En waarvoor word hulle uitverkies? Wie, wanneer en waarvoor? Dan kom ons kyk eers en ons vra, wie word uitverkies? Dit sê, soos hy ons in hom uitverkies het. Ons. So dit is mense. En daai is individue. Ja, God kies in die Bybel baie keer volke en groepe uit, maar hy kies ook mense, individue uit. Almal wat in Christus is, word uitverkies. Elke persoon in Christus word uitverkies. En hierdie uitverkiesing, dit is iets persoonliks. Okay, dit is nie, dit word gedoen in liefde, dit is nie meganies of onmissioneel nie. En die rede is, daai woord uitverkies, is in die middle voice. Okay? In Grieks. Ons het nie 'n middel in Afrikaans nie. Maar dit is die idee dat jy doen dit ten opsigte van jouself of vir jouself of partykeer aan jouself. Maar hierso is dit vir jouself. Jy is gekonnekteer aan hierdie uitverkiesing, hierdie ding. So wat beteken is dat God het ons vir homself uitgekies. Daar is 'n persoonlike konneksie hierso. Uitverkiesing is persoonlik, dit is in liefde. En deel van dit is ook nie in my notas nie. Ek het besef ek moet hierdie bysit. Sê soos hy ons in hom uitverkies het. In hom. Dit is dat God het nog altyd, die persoon wat hy gaan uitverkies, het hy nog altyd aan gedink dat hy gekonnekteer is, dat hy in Christus is. Dis al hoekom hy ons sal uitverkies. Want ons is in Christus, is ons aanvaarbaar, is ons lieflik, maar anders is ons glad nie. So hy het nog altyd gedink aan ons, asof ons gekonnekteer is, ons is in Christus, en daarom het hy ons uitverkies. So dit was die wie, nee? Mense, dies wat hy gekies het om aan te dink in Christus. Maar dis individue wat hy uitverkies, en dis persoonlik, daar's liefde betrokke. Nou kan ons vra, wanneer word hulle uitverkies? Sê, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld. So wanneer gebeur uitverkiesing? Voor die grondlegging van die wêreld. So voor die wêreld geskep was, voor die wêreld begin was, voor die fondasie van die wêreld gelê was, dis deel van die prentjie hierso, toe het God uitgekies. So was ek en jy daar toe God uitgekies het. Ons was nie daar toe hy eers die wêreld fondasie gelê het nie, so en hier is nog voor dit. So ons was nie daar nie, so ons bepaal dit nie, ons beïnvloed dit nie. En ons gaan nou sien, dis baie goed dat ons dit nie beïnvloed nie. Dis baie belangrik dat ons hierdie nie beïnvloed nie. So net God, Vader, Seun en Heilige Gees was daar toe uitverkiesing gebeur het, en dus moet uitverkiesing rus op God.
Vader, Seun en Heilige Gees, want hy was betrokke by die besluit. Niemand anders nie. So dis wanneer dit gebeur. En nou kan ons vra, waarvoor word ons uitverkies? Vers 4 weer. Soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, so hier is die doel, want ons mik, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. So God se uitverkiesing is om ons heilig en sonder gebrek, dat ons dit sal wees, voor hom. Nou hierdie praat nie net van progressiewe heiligmaking nie, ons wat stukkie vir stukkie meer soos Jesus word nie. Ek dink ook nie dit praat van net posisionele heiligmaking nie. Kyk, God wat wanneer ons red, dan sit hy ons een kant, nou is ons sy kinders, hy sien ons anders. Ek dink hier is die hele pakket van heiligmaking. En ons 3 afdelings hierso, julle ken hierdie een al. As ons God, ons kan praat van redding en redding. Of ons kan praat van heilig word ons gemaak en heilig aan die einde. So daar's posisionele heiligmaking, wanneer God iemand red, dan plaas hom in Christus, hy's in Christus, en hy's nou sy kind, hy's anders, hy's heilig, hy's eenkant geplaas. Ek dink dit praat van dit. Dan is daar hierdie progressiewe heiligmaking, hierdie ene, waarin ons stukkie vir stukkie meer soos Jesus word, en dan is daar ons finale heiligmaking, ons perfekte heiligmaking, waarin ons skielik in 'n oogwind verander word, en ons is soos Christus. Ons is sonder sonde. Ons is verheerlik, ons het verheerlikte liggame selfs. So, posisioneel, progressief en perfek, dink hier is alles van dit, sodat ons op die ouende voor hom, vir die Vader in al hierdie goeie sal wees. So, maar dit sluit ook daai middelsteen in. So God het ons uitverkies voor die grondlegging van die wêreld, dat ons meer en meer soos Christus sal word nou hier op aarde. Hy sê oor en oor, wees heilig, want ek is heilig, né? Oralste in die Bybel. So dis deel waarvoor ons uitverkies word. Ons word nie net uitgekies, ons sê dit so, ons word nie uitgekies omdat ons heilig is nie, maar ons word uitgekies om heilig te word. God sal die goeie werk wat hy aan ons begin het, sal hy voltooi. Want hy het ons gekies om heilig te wees en sonder gebrek. Dis sy doel, so hy gaan dit klaarmaak. En hierdie is so bemoedigend vir enige gelowige wat sukkel met my sondes, ons sondes, wat elkeen van ons is. Nee, ons sukkel nog met ons sondes. Hierdie is bemoedigend. Hy het ons uitverkies dat ons sal heilig wees. Ons kan dit doen, hy gaan dit in ons doen. God het my uitverkies om heilig te wees. Ek sal groei. Ek gaan meer en meer vir sonde nee sê. Ek gaan ook eendag volkome heilig wees, sonder enige gebrek, kan ek staan in sy teenwoordigheid en ek gaan die volheid van sy persoon kan geniet. Dis waarvan ons uitverkies. Dis hoekom ons God loof en prys vir hierdie uitverkiesing. Prys die Here daarvoor. Ons kan ook verder na die res van die Bybel kyk, nie net in die vers om te sien waarvoor kies God ons nog uit. Vers 5 sê dat hy ons uitverkies het tot aanneming. So hy kies ons uit om ons sy kinders te maak. Ons word sy kinders. Jakobus 2 vers 5. Sê luister, my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom liefhet nie? Ons word uitgekies hierso tot hierdie geestelike rykdom en om erfgename van God se koninkryk te wees. Maar dis 'n rede om God te loof en te prys. Handelinge 13 vers 48 wat ons gesien het alreeds. En daar het gelowig geword almal wat verordeneer was tot die ewige lewe. So waarvan ons uitverkies? Ons is uitverkies tot die ewige lewe, om die ewige lewe te ontvang, saam met God, altyd te kan wees. 2 Tessalonisense 2 vers 13. Maar ons moet God altyd oor dit dank, broeders, wat deur die Here bemin word. God het ons sy liefde op ons geplaas deur genade, dat hy julle van die begin af verkies het tot saligheid. Ou woord vir redding. So ons is gekies tot redding
In heiligmaking, daar's dit ook, van die Gees en geloof in die waarheid. So ons is uitverkies hierso tot redding. En laat om hulle almal op te som, Romeine 8 vers 28 tot 30, hierdie bekende stuk, en ons weet, dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore veronderneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Daar's weer daai uitverkies heilig sonder gebrek te wees. Sodat hy die eerstgebore kan wees onder baie broeders, en die wat hy van tevore veronderneer het, die het hy ook geroep, ons is uitverkies tot effektiewe roeping, en die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig, ons is uitverkies tot om geregverdig verklaar te word deur hom, en die wat hy regverdig het, die het hy ook verheerlik, ons is uitverkies tot verheerliking. So ons is uitverkies tot heiligmaking, tot roeping, tot regverdiging, tot verheerliking. Ons kan dit so opsom, deur om te sê, ons word uitverkies om alle geestelike seëninge van redding te ontvang, deur ons eenheid met Christus. So uitverkiesing, dit is hierdie prent van, hierso is hierdie skatkamer, en binne is al hierdie wonderlike skatte. Uitverkiesing is soos die sleutel wat die deur oopsluit binne in die kamer in. En daar binne kry jy al die geestelike seëninge in Christus. So loof en prys God vir uitverkiesing. Nou, is 2 woorde wat ek nog nie hanteer het in vers 4 nie. Okay? Ons doen eksegetiese prediking, ons gaan deur die teks, ons hanteer die teks. Kyk nou weer vers 4. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Daai in liefde. Sommige vertalings laat die in liefde gaan saam met die volgende vers. Okay, so dan is dit, hy gaan daarso en hy sê, om heilig sonder gebrek voor hom te wees, punt, in liefde het hy ons voorbeskik tot aanneming. Okay, so dan is dit die motivering vir hoekom hy ons voorbeskik het vir aanneming. Okay. Probleem met hierdie is dat, in hierdie siening is dat in hierdie sin kom die werkwoord altyd voor die ander stukke wat hom verduidelik, die ander stukke wat hom modify. Maar hierso sal die ander stukkie dan voor die werkwoord voorbeskik tot aanneming, okay, sal daar kom, so pas moontlik nie. Okay, ander dink weer hierdie in liefde gaan saam met die uitverkiesing. Hy het ons uitverkies in liefde. Die enigste probleem is, uitverkiesing staan nie bo en dan is die liefde daar ver weg. Okay, en hierdie liefde moet daai in 'n modify. Taalkundig is dit nie baie goed nie. So dis ook nie so goed nie. Heel moontlik is dit net soos wat die ou vertaling dit hierso het. Dis ons het moet sien. Dis die letterlike manier om net na dit te kyk. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Okay, so dis deel van die omstelling hierso. Okay? Dis deel van die doel, hy het ons uitverkies om heilig en sonder gebrek te wees en in liefde te wees. 2 dinge, heilig en sonder gebrek en hy het ons uitverkies om in liefde te wees. Nou moet ons vra, liefde van wie af na wie toe? Wat se liefde praat ons hiervan? Okay, so praat hierdie van ons liefde vir God, so hy het ons uitverkies sodat ons liefde vir God sal hê? Moontlik nie. In Efesiërs fokus Paulus meestal op ons liefde vir mekaar of God se liefde vir ons en nie ons liefde vir God nie, wanneer hy hierdie woorde gebruik. Hierdie fokus moontlik eerder op ons liefde vir mekaar. Okay. So hy het ons uitverkies dat ons heilig en sonder gebrek gaan wees en hy het ons uitverkies om in liefde met medegelowiges te leef. En daai is oralste in die toepassing van hoofstuk 4, veral, en hoofstuk 5. Ek dink dis wat hy sê. So, gelowige, sukkel jy om ander gelowiges lief te hê? Maar God het jou uitverkies om in liefde vir ander gelowiges voor hom te wees. Ja, en ons sukkel daarmee, ons moet werk daaraan nou, en eendag in die hemel gaan dit perfek wees. Almal daar gaan jy lief hê, en jy gaan hulle dien soos wat jy moet. Ja, ek dink dit is wat hy sê. Ek nou het ons al die woorde hanteer in vers 4, nou moet ek die besware hanteer teenoor, of wat jy dalk mag hê teenoor uitverkiesing.
Daar's baie keer besware oor uitverkiesing. Eerstens kan jy dalk dink, maar dit is nie reg van God om te kies sonder dat ons dit sê het nie. Dis nie reg nie. En ek verstaan jou beswaar, maar weet jy wat sal gebeur as ek en jy die reg gehad het om iets te sê so? Weet jy wat sal gebeur het as ons kon besluit of ons uitverkies word of nie? Elkeen van ons sal elke keer kies om nie uitverkies te word nie. En as jy hierdie verstaan, dan ewe skielik maak al sin en dan is uitverkiesing 'n wonderlike ding. As jy verstaan ons is totaal en al verdorwe, ons is totally depraved. Dan verstaan jy uitverkiesing is 'n wonderlike ding. As my wil besluit het of ek uitverkies moet word of nie, sal ek nooit uitgekies word nie. Want my wil sonder wedergeboorte, my wil gelos op sy eie, is sondig en wil nie heilig wees nie. Jy kan gaan kyk na enige kind. Wat 'n kind wil van nature die hele tyd heilig wees? Nee? En ek wil nie vir altyd in die teenwoordigheid wees van 'n heilige God nie. Ek soek enige ander God en die God wat ek sal opmaak vir myself, maar daai God sal ek nooit kies nie, om die hele tyd vir die res van my lewe in sy teenwoordigheid te moet wees nie. Ek gaan nie dit kies nie. Ons wil nie God kies bo sonde nie. Ons wil geneig altyd na sonde toe eerder. Romeine 8, vers 6 tot 8, en daar's soveel verse wat ons na toe kan gaan, soos 2 van hulle. Romeine 8, vers 6 tot 8. Want wat die vlees bedink is die dood. Ons vlees sal letterlik aanhou in sonde, selfs al weet ons het die waarheid gehoor, dit eindig in die dood toe. Right? Wat die vlees bedink is die dood. Maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is. Want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En wat die vlees en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. So wie gaan daai ene wat in daai vlees is, kies om heilig te wil wees en saam met God te wil wees? Johannes 6 vers 44. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. Of om dit anders te sê, as God ons nie gekies het nie, sal ons hom nooit kies nie. Ons is slawe van sonde en ons sal sonde kies eerder as God en om ewig te wees saam met hom. So dit is wonderlike nuus dat God ons nie gevra het of ons uitgekies wil wees nie. Want as God vir ons die keuse gegee het, dan sou ons gesê het, nee dankie, ek geniet my sonde, ek wil vir myself lewe, baie dankie. Dit is juis God in sy wonderlike genade en hierdie liefde wat ons nie kan verstaan nie, wat kom en hy stort sy liefde uit op sy vyande en die wat hom haat en die wat nie lieflik is nie. En hy red hulle. En daarom eindig Paulus hierdie gedeelte in vers 6 met tot die lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee ons begenadig het in die geliefde. Hierdie is ongelooflik hierdie genade wat hy vir ons het. Die heerlikheid van God se genade word gesien in uitverkiesing. Hierdie is hoekom Paulus skryf, geseënd is God, lofwaardig is God, want hy het ons uitverkies. Maar dalk het jy nog 'n beswaar, nog 'n laaste ene. Dalk sê hy, ek wil glo, en ek wil na God toe kom, maar dalk is ek nie uitverkies nie. So dit beteken mos, ek kan nie glo nie, en ek kan nie kom nie. Maar ek wil. Want luister na wat Jesus beloof het in daai selfde stuk wat hy gesê het, niemand kan na my toe kom as die Vader my gestuur het, hom nie trek nie. Luister wat beloof Jesus, Johannes 6 vers 40. En dit is die wil van God. Hier's God se wil wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê en ek sal hom opwek in die laaste dag. Was 'n belofte. En dan net 'n paar verse verder sê hy, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. So die antwoord is, kom en glo. Jesus beloof, hy sal nooit jou dan wegwys nie. En hy sal vir 'n ewige lewe gee.
So kom en glo in hom. Wanneer jy voel en jy sê ek wil kom, ek wil glo, gaan en glo in hom. Gryp hom aan. Vertrou hom vir redding. Uitverkiesing is nie 'n rede om nie te glo nie. Uitverkiesing is juis 'n rede om te glo. Dis juis jy wat in staat gestel word om te kan glo. En uitverkiesing is ook nie 'n rede om nie te gaan evangeliseer nie. Baie sê as uitverkiesing waar is, dan hoef ons nie die evangelie te gaan verkondig nie, want God het hulle mos uitverkies, so hy sal hulle red, soos wat hy wil. Maar dit is nie wat God sê nie, en dis nie God se denke oor hierdie nie. 2 Timoteus 2 vers 10. Daarom skryf Paulus, verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat hulle ook die verlossing wat in Christus Jesus kan verkry met die ewige heerlikheid. So hy sê nie, omdat hulle uitverkies is, daarom hoef ek niks mee te doen nie. Nee, hy sê ek sal selfs verdra, ek sal selfs deur swaar kry gaan, sodat ek die evangelie by hulle uit kan bring, want God gaan hulle red dan. Handelinge 18 vers 9 tot 11. En die Here deur 'n gesig in die nag aan Paulus gesê, en hierdie is nadat Paulus in soveel plekke is hy vervolg gewees, en gestenig gewees, en dan gaan hy na die volgende dorp toe, en dan gaan hierdie ouens van hierdie dorp, en dan gaan jag hom daarso. En hy raak mismoedig. Hy kom aan Efese, en hy voel, hy wil net stil bly. Hy wil nie meer aangaan nie. En ek is nie seker of dit in Efese was nie, dit was dalk aan 'n ander plek. En hy sê so, wees nie bevrees nie Paulus, maar spreek en moenie swyg nie, vers 10, want ek is met jou, en niemand sal die hand aan jou slaan om jou kwaad aan te doen nie, want ek het baie mense in hierdie stad. Ek het baie uitverkies in hierdie stad, daarom moet jy nie stil bly, daarom moet jy aanhou praat. En hy daar gebly 1 jaar en 6 maande lank en die woord van God onder hulle geleer. So uitverkiesing is 'n rede om te evangeliseer. John Paton, sendeling na die kannibale toe, Suid-See-eilande, het gesê hy gaan juis omdat hy glo dat Christus hou die sleutel om elke persoon se hart te kan oopsluit. So hy hou die sleutels van elke hart en enige harde hart kan hy oopsluit. Daarom moet ons die evangelie verkondig. Uitverkiesing is die waarborg dat dit sal sukses wees as ons aanhou die evangelie verkondig. So uitverkiesing is 'n wonderlike rede om God voor te loof en te prys. Sonder uitverkiesing is almal verlore en almal sonder hoop. Maar as gevolg van uitverkiesing kry ons in Christus elke geestelike seëninge in die hemele. Okay, dit is daai sleutel wat die deur oopsluit. En God gee dit vir ons sonder dat ons dit verdien. So ek hoop dat jy so bietjie meer rede het om God te loof en te prys. En dan vir hom te gaan leef. En ek hoop jy het nou begin van 'n motivering wat jy benodig het, gaan benodig om die tweede helfte van hierdie boek wanneer ons daar uitkom, om dit te kan gaan leef. So God se wil, het ons na gekyk. Vader se wil, volgende keer sal ons dit klaarmaak en ons gaan dan kyk na Jesus se werk en dan die Sondag daarna hopelik gaan ons uitkom by die Heilige Gees se werk. Kom ons sluit af in gebed. Here, ons is dankbaar vir hierdie sin wat U geïnspireer het in Paulus se denke en gedagtes. Here, dat U hom op hierdie oomblik wat hy daar gesit het in die tronk onder huisarrest in Rome, dat hy so vervul was net met wie U is en wat U vir ons gedoen het in Christus, dat dit so uit hom uitgebars het. En dat ons kan deel hierin, dat ons hierna kan kyk en dat ons net in verwondering kan staan vir wat ons alles het in Christus. En help ons, Here, dat ons hierdie sal meer verstaan, dat ons sal seker maak ons verstaan U woord reg, en Here, dat dit ons sal beweeg om vir U te gaan lewe, gehoorsaam te wees aan die Here. Want U het vir ons alles gegee wat ons nodig het om vir U te kan lewe. En U het ons selfs uitverkies om heilig en sonder gebrek voor U te wees. En ons loof en ons prys U, Here, vir hierdie waarhede. Help ons, Here, in die weke wat kom om te groei in ons kennis, groei in ons liefde vir U en daarom groei ook in ons gehoorsaamheid aan U. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.